Asai, goeiemôre. Jy luister na die Goeie Lewe saam met Kobus Mostert hier op Live FM 100.6 in die Kosh area en 98.1 in Potchefstroom. Jy kan ons gaan besoek op ons webtuiste. Dit is www.livefm.co.za. En as jy nog nie ons app het nie, gaan kry ons app. Hy is lekker gerieflik. Hy is ook op die webtuiste. Daar's instruksies van hoe om hom te download. Gaan download ons app. Dis lekker, is gerieflik. Dan kan jy luister op die app en dis baie gerieflik vir al as jy nie in Potch of in Klaarshop is nie, as jy nie live kan, soos op die radio kan luister nie, dan kan jy via die app luister en dan as jy lekker saam wil gesels, dan kan jy ons WhatsApp, as jy 'n gebedsversoek het of jy het 'n testimony wat jy wil share, asseblief doen dit. Jy wil dalk net uitreik na ons toe. WhatsApp ons op 066-516-6917. Dis 066-516-6917 en dan is ons ook op sosiale media. Ons is op Facebook, Instagram, TikTok en YouTube. So gaan like, subscribe, gaan follow, gaan share, gaan doen al die lekker dinge sodat ons die woord uit kan kry. So, ons is ek is excited vir oggend. Dis 2 dae voor Kersfees. Kersfees is om die draai en ons is baie opgewonde en vandag het ek 'n spesiale gas wat saam met my gaan gesels. My dogtertjie Zylie. Zylie, jy kan vir almal hallo sê. Hallo. Alright. Is dit lekker vir jou om hier te wees saam met pappa vandag? Ja. Okay. Gaan ons lekker gesels vandag? Ja. Is jy excited vir Kersfees wat om die draai is? Ja. Ja, okay, so ons gaan lekker saam gesels, so ons gaan vinnig in 'n breek in, dan gaan ons bietjie gesels oor Kersfees, ons gaan 'n bietjie met Zylie gesels, en ja, so dis lekker gemaklik vir oggend, so sit terug, gaan kry vir jou lekker koppie koffie, kry vir jou beskuitjie, wees saam familie, en dan luister julle lekker saam vir oggend, hoe ons gesels bietjie oor Kersfees. Alright, blessings. Das sy, welkom terug, as jy nou net ingeskakel het, jy luister na die Goeie Lewe saam met Kobus Mostert hier op Live FM 100.6 in die Kosh area en 98.1 in Potchefstroom. So, dit is 2 dae voor Kersfees. Ons is super excited. Ek weet die skaapbout en die gammon en al die lekker goedjies, die frikadelletjies is al gerol en almal is lekker besig. Die puddings word gemaak, al die dinge is aan die gang. Die geskenke is onder die bome of wat ook al, as jy nie 'n boom doen nie, die geskenke is daarso. Dis daar op 'n hoop gepak. Almal is excited vir wat hulle gaan kry vir Kersfees. Almal rus 'n bietjie want die besighede is toe as jy nie werk nie. Is dit amazing as jy werk? Ek's baie jammer, maar ons is excited vir Kersfees. Ons is excited vir die geboorte van Jesus wat ons vier en vanoggend het ek 'n spesiale gas. Ek het my dogtertjie Zylie hierso vanoggend wat so 'n bietjie gaan saam praat. So dis lekker, dis gemaklik. Net so voor Kersfees. So Zylie, sê gou vinnig vir ons, hoe oud is jy nou? Ek is 5. Is jy 5? Okay. En jy gaan volgende jaar, gaan jy bietjie grootskool toe, nê? Ja. Okay, wat se skool toe gaan jy volgende jaar? Laof. Lekker, en is jy excited? Ja, baie. Okay. So Zylie, is jy excited vir Kersfees wat om die draai is? Ja. Okay, so wat maak jou excited? Waarvoor is jy opgewonde vir Kersfees? Ek hou van as ek my persente oopmaak. Is dit? Hou jy baie van persente, nê? Ja. Okay. Wat dink jy, watse persent gaan jy kry? Ek dink ek gaan 'n roubord kry. 'n Roubord? Shit, okay. Okay, maar wat wil jy met 'n roubord doen? Ek gaan van vrae gevra en sê wat hy moet doen. Hy moet die huis skoonmaak, hy moet my bed opmaak. Okay, so jy wil so 'n roubord hê. Ja. Okay, maar as mamma dan nie al klaar die roubord nie. Ja, mamma is. Ja, mamma is, nee. Okay, Zylie, so met Kersfees, wat ons excited is oor, wat dink jy as jy dink aan Kersfees, okay? Wat dink jy waaroor gaan Kersfees? Kersfees gaan oor Jesus raak gebore. Okay, wanneer hy gebore is, nee. Ja. En hoekom dink jy gee ons geskenke vir mekaar? Want Jesus
is ons groot pasiënt. Okay, so dan gee ons dit vir ander mense gee ons dan ook geskenke omdat Jesus ons geskenk is, nê? Ja. Okay. Alright. Jy's 'n slim dogtertjie, nê? Ja. Ja, waar het ons jou gekry? By Jesus. Ja, ons het jou by Jesus gekry. Okay, so ja, Zaidi sê gou vandag vir my so 'n bietjie van Kersfees af. Wat wil jy eendag word as jy groot is? 'n Scientist. 'n Scientist. Ja. Okay. Dis interessant. Dit gaan lekker wees. Ja. Alright, en dan wat wil jy doen? Wat wil jy doen as 'n scientist? Wat wil jy doen? Ek wil soos goeders doen en soos ek gaan as goeders ontplof, kan dit so cool maak soos 'n rivier. Ja, soos daai cloud wat so gaan, nê? Ja. Ja, dit gaan baie cool wees. So ja, ek dink okay, om nou weer terug te kom, ek wil net ek het eintlik vergeet om te vra wat jy wil. Okay, so om terug te kom na Kersfees toe. Okay, so ons sê Kersfees, jy's excited vir geskenke, jy's excited vir die persent, jy dink jy gaan 'n robot kry. Ja. En ons sê dat Kersfees gaan oor Jesus se geboorte. Nou, hoekom sal jy so ek gaan jou kom ons hoor gou vinnig. Hoekom dink jy het Jesus aarde toe gekom? Want laat hy doodgaan vir ons, laat ons lewendig is. Ja, jy is so slim my babietjie. Ja, dit is sodat Jesus is vir ons gebore, en dis sodat hy kan gekom om ons vry te maak van sonde, nê? Want ons is mos sondig, ons doen slegte goedes. Partykeer voel ons dat ons wil nie regtig gehoorsaam wees nie, nê? Partykeer wil ons nie regtig luister nie, nê? Nee, ons wil partykeer is dit maar so en ons weet nie hoekom nie. Ons weet nie hoekom wil ons nie luister nie, hoekom wil ons dit nie doen nie, maar dis daai natuurlike natuur sonde. En so Jesus het toe, wat het hy gedoen? Hy het toe op die kruis gaan sterf. Ja. Ja, vir ons. En toe gaan hy in sulke krot en toe kom die disippels en toe kyk hulle en toe is hy lewende. Ja, hy het opgestaan, nê? Ja. Jy sien hoe cool is dit? En nou kan ons vry wees, vry van sonde. Ons hoef nie bang meer te wees nie. Nee. Ons kan net lewe in oorvloed en ons kan 'n verhouding met God die Vader hê. En hoe lekker is dit, nê? Ja. En dis hoekom ons Kersfees vier. Ja. Wat ons vier dat ons eintlik vry is as gevolg van Jesus, nê? Alright. So, het jy geskenke wat jy vir iemand wil koop? Ja, ek wil vir my niggies 'n boek en 'n pen koop. Okay, vir jou niggies. Ja. Okay. Alright. En voel dit lekker om is dit lekker om vir hulle dit te wil koop? Ja. Is dit 'n lekker gevoel wat jy kry as jy geskenke gee? Nee, dis lekker, nê? Dit voel nie dat dit is sleg want nou moet jy iets weggee nie. Jy is excited om geskenke te gee, nê? Ja. En ek dink nogals, dink jy Jesus was excited om gebore te wees? Ja. Ek dink hy was excited, nê? Want hy het nog die hele tyd uit die hemel uit vir ons gekyk. Ja. En ek dink hy was excited gewees. Ja. Want het jy geweet, jy het gesê ook Jesus is ons geskenk. Ja. En dit was seker vir hom ook excited, so daai excitement wat jy voel as jy 'n geskenk vir jou niggies wil gee. Dis seker hoe excited Jesus was om 'n geskenk vir ons te gee. Ja. Wat hy is. Hy is die geskenk. En hy het vir ons gewys hoe om te lewe. Jy sien, Zaili, dit was nou lekker om met jou te praat. Ja. Jy is so oulik. So dankie. Dankie dat jy saam met my gekuier het vanoggend. Ja. En dankie dat jy vir my bietjie kom. Jy het eintlik dit so mooi geantwoord dat ek weet nie eens eintlik meer nog iets om te sê nie, want jy was so slim geweest deur om te sê dat Jesus is ons geskenk. Nee, Jesus is ons geskenk en dis hoekom ons Kersfees celebrate. Ja, So maar Jesus is eintlik die beste pasiënt. hy is die beste persent. Jy is 100% reg. Hy is die beste persent. En so almal wat geskenke kry vanoggend moet net weet of wat Kersfees geskenke kry moet weet dat Jesus bly nommer 1. Nee. Ja. Maak nie saak of jy 'n robot gaan kry nie, hy bly nommer 1. Ja. Hy bly die beste geskenk, nee. Alright. Ag Jesus, dankie my babatjie. Ja. Ons gaan vinnig in 'n breek in. Zaili, jy kan sommer net bye-bye sê vir die mense. Okay.
Jy kan Bye. sê bye. Ek sal haar ook weer so 'n paar keer weer terugbring. Dankie my dogtertjie. So ons gaan vinnig in 'n breek in en dan na die breek gaan ons weer lekker net 'n omvat, net recap en dan moet julle 'n lekker dan gaan ons net fokus op Kersfees. So ons gaan vinnig in 'n breek in en dan gesels ons weer. Dis sy, welkom terug as jy nou net ingeskakel het. Jy luister na die goeie lewe saam met Ghost Monster hier op Live FM 100.6 in die Kosh area en 98.1 in Potchefstroom. So as jy nou net ingeskakel het, dan het jy gemis. Ek het so 'n bietjie met my dogtertjie gesels, met Zylie gepraat rondom Kersfees. Wat is Kersfees vir haar? Wat dink sy is Kersfees? En hoekom vier ons Kersfees? Dit was baie oulik, so as jy dit gemis het, ek dink oor so 'n week gaan die recording beskikbaar wees op Spotify, so dan kan jy op Spotify gaan luister, tik net in Live FM, die goeie lewe, en dan kan jy hom kry. So ja, ons is 2 dae voor Kersfees, ons celebrate Kersfees, ons celebrate die geboorte van Jesus Christus, ons koning, en soos ek sê, Kersfees is baie keer so baie vir baie mense, soos kyk nou, ek het net besef, so 'n paar jaar terug besef ek, baie kere verloor ons die doel van hoekom ons Kersfees doen. As ek kyk na die dorp, ek en my vrou was 'n week of laas week was ons in die dorp gewees en dit was crazy. Die 16de vakansiedag is die slegste dag van Desember om in 'n mall te wees. Moenie in 'n mall wees. Ek haat malls in die tydperk van Kersfees. Want dit is mal, maar ek moet ook sê dis lekker. Dis lekker om Kersgeskenke te koop. Is lekker om dit vir ons geliefdes verkoop, maar te koop en die tyd saam te spandeer, maar daar's 'n paar goed waar ons moet fokus waaroor Kersfees gaan. Kersfees gaan nommer 1 oor die geboorte van Jesus Christus. Ons koning, God het gesê, hy het ons so baie lief, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun vir ons gestuur het. Alright? So God het die wêreld so lief gehad, dat hy vir Jesus Christus gestuur het. So nou, ons, soos wat jy jou verjaarsdag vier, so vier ons die geboorte van Jesus Christus, ons koning. En hy het gekom vir 'n doel, hy het gekom om ons te red, om ons vry te maak, om ons te reconcile met God die Vader. Dis hoekom hy gekom het. Dis die gift en dit celebrate ons en ons gee vir mekaar geskenke, want hy het vir ons almal gesterf. Hy het vir ons almal gesterf. En wanneer ek het net hierdie revelation gekry, dat wanneer ek 'n geskenk vir iemand gee, sê ek, weet jy wat, ek sien Jesus in jou, en dis hoekom ek vir jou 'n geskenk gee. En baie keer het en onthou, toe ek klein was, het ek gesê, ek is so excited vir Kersfees, want ek gaan die nuutste dit kry, en ek gaan die nuutste dat kry, en ek het my Christmas lysie, en die wêreld kom, en hy maak Kersvader, 'n vet oomie wat nie sy snor trim nie, en wat lekker melk en koekies wil eet en deur 'n skoorsteen gaan en dis reindeer en is al hierdie magic goeters, maar dit gaan oor Jesus, en ons gee geskenke en nie omdat jy goed of sleg is nie, maar ek sien Jesus in jou raak, en mag dit ons hart wees hierdie jaar, dat wanneer ons oor 2 dae Kersoggend geskenke uitdeel, al is jy nie gered nie, al het jy 'n vriend wat nie gered is nie, en jy het vir hom 'n geskenk gekoop, om daai geskenk vir hom te sê, luister, weet jy wat, hierdie geskenk is joune. Nie dat jy oulik was hierdie jaar nie, naughty of nice was hierdie jaar nie. Hierdie geskenk is joune, want ek sien Jesus Christus in jou raak. En ons celebrate hom, ons celebrate sy geboorte. Maar ek sien hom in jou raak. Ek sien dat hy wil 'n verhouding met jou hê. Dis 'n geleentheid vir ons om uit te reik. Maar dis hoekom ons Kersfees vier, dis hoekom ons geskenke gee. En dis waaroor Kersfees gaan. Dit is Jesus Christus, ons koning, ons redder is gebore op hierdie dag, op Kersdag is hy gebore. Ons celebrate dit nou, op Kersfees, ons celebrate sy geboorte, maar hy's gebore, hy's gestuur met liefde met 'n liefhebbende hart van God die Vader, gesê, Jesus, ek stuur jou met 'n doel, ek stuur jou om op 'n kruis te gaan sterf, ek stuur jou om mense te wys hoe lyk 'n upside down kingdom, dat jy wat koning is, wat alles gemaak het, kom en jy serve mense, jy kom onder in en jy serve, jy kom nie in en jy gaan sit op 'n troon en jy laat mense jou bedien nie, jy kom en jy bedien mense, jy was voete, jy kom doen healings. Dis 'n upside down kingdom wat ek wil hê my mense moet verstaan, en dan gaan jy op 'n kruis sterf.
en jy gaan al die sonde, jy wat vlekkeloos is, gaan al die sonde op jouself dra. Jy gaan dood oorwin. Jy gaan 3 dae daarna gaan jy opstaan uit die dood uit. Jy gaan dood oorwin. En dit alles sodat my mense met my weer in 'n verhouding kan stap, weer in 'n lewendige verhouding kan wees, wie kan reconcile met my, dat hulle vry kan wees, ewige lewe kan hê, in victory inloop, dat hulle autoriteit kan ken, dat weet jy wat, hulle is die kop en nie die stert nie, hulle het lewe en dit in oorvloed, dat ek is vir hulle, so wie kan dan teen hulle wees? Dit is wat God die Vader se hart was, die oomblik toe hy Jesus Christus gestuur het aarde toe, en gesê het, gaan word mens, gaan deur hierdie tydperk, gaan deur hierdie leeftydperk, gaan sterf op daai kruis, gaan wees 'n voorbeeld, sodat my kinders gered kan wees, dat hulle autoriteit kan besef, dat hulle is bo die vyand. Die vyand is 'n muur teen die autoriteit wat hulle het, want jy wat Jesus Christus is in ons. En dis hoekom ons dit celebrate. En ja, ek dink in al die lekker eet en al die geskenke, verloor ons bietjie die vision, ons verloor die storie van Kersfees, ons verloor die doel van Kersfees. Maar my gebed vir julle vanoggend is dat mag julle daai Kersoggend, as julle kerk toe gaan of as julle nie kerk toe gaan nie, my gebed is en my challenge is en my request vanoggend is vertel, sit as 'n familie saam en vertel die storie van Jesus se geboorte. Vertel die storie van sy geboorte, maar vertel sy oorwinningsstorie, hoe hy dood oorwin het, waar op hy kruis gesterf het, waar hy vir jou en my gesterf het. Ek raak sommer emosioneel vanoggend. Want Jesus Christus is vir ons. Dankie Jesus. Ek is nou net so oorweldig. Dankie Jesus. Here, hy het vir ons gesterf. Hy het ons vrygemaak. Dankie Jesus. Here, dis wat ons celebrate vanoggend. Net of jy is, ek weet nie wat jou omstandighede is, ek weet nie wat jou situasie is nie. Net daar vanoggend is hy het vir jou gesterf. Hy is gebore vir jou en vir my. Hy is ons groot geskenk. Hy is ons ultimate geskenk. Niks wat ek kan koop nie. Niks karre, niks PlayStations, niks wat ook al ek kan koop met geld, is die waarde wat Jesus Christus vir ons gee nie. Dis die waarde wat hy het sy lewe vir ons gegee, sodat ons weer in daai verhouding met hom kan wees. En ons celebrate dit vandag. Ons celebrate dit elke dag van ons lewe, nie net op Kersdag nie. Ons celebrate dit wat hy kom doen het op die kruis, dat hy ons vrygemaak. En vanoggend is jy dalk in 'n plek waar jy voel, Here, ek is in 'n gat. Here, ek is in 'n gat. Here, almal is opgewonde oor 2026, maar Here, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie waar om te gaan nie, Here. Here, ek voel in 'n gat, ek voel vasgevang. Vanoggend wil ek vir jou sê, hy is vir jou. Hy is vir jou. Hy is vir jou. Hy het 'n doel met jou lewe. Hy wil in 'n verhouding met jou wees. Hy roep jou om in oorwinning te stap. Hy het vir ons gekom. Hy is gebore vir ons. En hy het gesterf vir ons. En hy het vir ons opgestaan 3 dae later en hy het gesê, nou, it's finished. Dis volbring, dis klaar. Stap in oorwinning, stap in vryheid. Spandeer tyd saam met die Vader. En mag julle hierdie Kersfees net so oorweldig word, soos wat ek nou net vanoggend net oorweldig is met sy teenwoordigheid. Mag julle so geoorweldig wees met sy teenwoordigheid in hierdie Kerstydperk. En mag die Here julle seën. Mag hy julle seën. Mag hy vir julle doel bring, mag hy vir julle rigting bring. Mag julle hierdie tyd saam met vriende en familie spandeer. En mag julle nie julle oë afhaal van die geskenk, ons grootste geskenk, Jesus Christus nie. Amen, amen, amen. Julle moet 'n lekker week hê, geniet Kersfees, eet lekker saam, geniet die geskenke, geniet die tydperk saam, en ons kuier weer volgende week selfde tyd, selfde plek, hier op Live FM.